Right, so, ons is hier in die Eendekuil omgewing en een van die belangrike goed van die wêreld is water. En seker maak jy het genoeg daarvan. Dit is nou so aan die einde van die reenseisoen, so kyk hoe mooi loop staan hierdie dam. Maar hy het nie altyd nie. Ons gaan 'n bietjie by hom Anton hoor, wat was sy probleme gewees en hoe dammit hom gehelp om dit op te los. Kom ons luister in. Hallo Anton, hoe gaan dit met jou? Albert, goed en jy? Nee, kyk, ons kan nie klaar nie, Kom ons begin bietjie by die begin. Ons is nou hier in Eendekuil. Cederberge is nou net hier agter ons. Verduidelik vir my bietjie waarmee boer oom. Man, ons is maar die hoofvertakking is maar seiery en bietjie vee, vleisbeeste en skape. Ons het altyd 'n bietjie rooibos tee gehad en ja, nou het ons 'n bietjie sitrus maar so vir die water wat ons het. En dis nou waar die dam se besigheid toe begin het, wat dit nou meer ernstig geraak het, ja. En die feit dat die dam so gelek het, wat was die groot gevolg daarop op die res van die plaas? Wie die grootste ding van die dam is maar gewees oor die sitrus ons het toe later maar 'n boer wil mos altyd maksimum met alles uit hê. En ons het toe nog 'n stuk sitrus bygeplant wat sou uitwerk saam met die damme, maar dan moet hulle vol wees. En toe in die goeie reënjare toe begin kom ons agter maar ons kry in die goeie jare nie die damme vol nie. En ons het begin kyk en gesien maar die dam lek baie meer as wat die deur die jare gelek het. Hy het altyd 'n bietjie gelek, maar dit was nou nie 'n krisis nie. En dan is die eerste ding waarna mense sê maar gewoonlik nee maar gooi 'n seil in, maar dis nie altyd vatbaar in die sakkie. Ja, dit was 'n opsie. My kop sê vir my as jy 'n klein mengdammetjie of 'n ding het dan werk dit sy lekker, maar ek sal 'n sponsor moet soek vir so 'n dam wat ek gaan help om te betaal. En dan ja, ek het nou al gehoor van die manne sê hulle steel die seile as die damme leeg is. Nou ons het dan nie soveel misdaad nie, maar ja, en toe het ons nou maar vir damage 'n pad gevat later. Hoe het oom nou op damage hulle afgekom? Man, ons het wanneer was dit 2023? Het ek op Nampo Kaap geloop en ek het die manne gesien en hulle goeders daar in die glasies gegooi en ek het gedink, yes, dit klink soos 'n kinderstorie hierdie, maar dit kan nie wees nie. En ek het begin dink aan en ek het weer vergeet daarvan en laas jaar was nou 'n lekker nat jaar, so daar gaan ons maar aan en hier in die einde toe sien ek die dam my lek. En toe kwotasies gekry en goeders en daai tyd was dit nog wel 'n klomp geld geweest, maar ja, toe het ons nou eers besluit maar dis te na in die besproeiingstyd en ons was toe al besig om stuk te begin water gee en goed, is bang vir wat die ding in die besproeiingsstelsel sou gemaak het. En toe skuif ons dit nou maar aan na verjaar toe en ek het intussen met nog boere gepraat wat vir my gesê het jy kan maar gooi, dit sal werk. En ja, toe verjaar het ek vir Jaco gebel en Jaco was toevallig in die omtrek, hy kom kyk. En dit was seker so 10 dae later, toe gooi hy sy produkkie so. En ek het nog altyd nie gedink dit gaan werk nie. En ja, 5 dae later het ons die resultate begin sien. 5 dae? 5 dae. Hy het al beter geraak, as ek nou kan sê, seker tot met 10 dae. Al minder geloop. En hy is nou feitelik droog. Daar's een plekkie wat hy, maar ek dink dit is tussen waar as die sloot gegrawe het om die water van die huise af weg te hou. Dit is nou daaronder. Daaronder, ja. Daar is baie nat grond, so ek vermoed dit is nou maar nog wat 'n bietjie daar uitsig, maar ons kan daar gaan kyk en die eerste stuk daar waar hy sterk geloop het, Jaco daar paalietjies ingesit en dis kerk droog daar so. Ja. Nee, die mense gaan ons nou lekker sien soos wat ons nou met die chopper gevlieg het. Dis met die chopper gegooi. En dit is seker lekker om nou so op 'n Sondag te kan uitspan en 'n Lailo hier in die dam te kan gooi en bietjie te kan lê en teen. Ja, net om te weet hy's vol, ons kan maar die bome nat maak. Hoor jy Anton, dankie vir jou tyd en sterkte nou vir die oestyd wat voor lê. Is reg, Albert, baie dankie. Right, so, op die einde van die dag is water kosbaar. En dit is meer kosbaar as enigiets anders op jou plaas, want sonder water kan niks van die ander goede geskied nie. So, as jy bietjie meer wil uitvind oor of Dammit jou kan help in jou dam, die kans is groot. Kyk bietjie onder, gaan na hulle webtuiste toe, kontak hulle en laat hulle vir jou wys wat hulle produk vir jou kan help. Dis vir ons Spice, oor en uit.